In die Tunnel Sportnuus gaan ons eerstens na die sokkerveld en dit is Chelsea wat die klub wêreldbeker gewen het. Hulle klop vir PSG in die eindstryd. Dis in Amerika gewees in die MetLife Stadion met 3-0. Dit was 'n verrassing geweest. Almal het gedink dat PSG gaan te sterk wees, veral nadat PSG vir Real Madrid met 4-0 in die semifinaal geklop het, maar dit is die Engelse Premierliga span Chelsea. Hulle wen die wedstryd net met 33% balbesit, so dit was 'n effense verrassing dit in ag geneem, maar die kanse wat hulle gekry het, het hulle goed benut. Veral Cole Palmer het briljant gespeel. Speler van die wedstryd, 2 doele aangeteken en ook 'n aandeel gehad in die derde ene, so hy is die speler van die wedstryd. Goeie geld wat Chelsea ook wen. Dit is 'n prestigeryke toernooi. Hulle wen $114 miljoen, so dit is 'n goeie week se inkomste vir Chelsea. Dit was nie net vir die wennerscheck nie, dis ook vir bonusse soos hulle gevorder het in die toernooi. So wel gedaan aan Chelsea, wen die klub wêreldbeker in Amerika. En dan tennisnuus ook, is dit Jannik Sinner wat baie goed gedoen het. Hy wen sy heel eerste Wimbledon tennis toernooi. Hy het vir Carlos Alcaraz in die eindstryd geklop in 4 stelle. Hy het die eerste stel verloor, toe die volgende 3 stelle gewen. Dit is sy eerste Wimbledon wat hy wen en hy het ook al voorheen 2 Australiese Opens gewen en ook 1 Amerikaanse Ope. Hy kon nog nie die Franse Ope wen om waar te sê. Hy het as 'n maand terug het hy teen Carlos Alcaraz verloor in die Franse Ope, maar baie goed gespeel. 'n Briljante prestasie vir die wêreldsnommer 1, dis Jannik Sinner. En in die vrouafdeling was dit gewees Iga Swiatek wat 'n dominerende eindstryd gewen het teen Amanda Anisimova van Amerika. Sy wen 6-6. Die eerste keer sedert 1911 wat die eindstryd se telling 6-6 of 6-0 was. So wel gedaan Jannik Sinner, wel gedaan ook Iga Swiatek en wel gedaan Chelsea wat die klubkampioene gewen het in Amerika. Dit is sportnuus op in die Tunnel.